Die woord is lewend en die praat verder met ons uit die skrif vanoggend Lukas 9. Lukas 9, voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Here, vanoggend saam met die Psalm van ouds, aanbid ons U as ons herder, ons beskermer, die een wat ons bring by waters waar daar rus is en groen weiveld, by die brood wat lewe gee, U woord. En ons is hier omdat ons behoort aan die goeie herder, Jesus wat gesê het, my skape ken my stem. Laat ons dit vanoggend hoor, in U woord, in ons liedere en gebed. Kom Here, deur die Gees, en raak elkeen van ons aan, U wat ons deur en deur ken. Ons huise, ons verhale, ons werkplek, die plase, U wat weet hoekom ons vanoggend hier is, Here, hoekom ons na U verlang. Voed ons met U woord. En as U ons voed, Here, met die goedheid en genade en teenwoordigheid en U woord en die Gees wat in ons woon, dan bid ons dit vir elkeen daar buite. Ons bid vir hulle wat mag inluister op die diens, of wat dalk siek geword het, of bejaard, of eensaam, of skaam. Ons bid vir hulle wat treur. Ons bid saam met hulle wat bly is. Ons bid vir elkeen wat aan die rand staan, Here, teleurgesteld, miskien met die kerk, met ons, of kwaad. Ons bid vir hulle wat weggedraai het, of nog nooit gehoor het, dat Jesus sê, ek is die goeie herder. Ek sal julle in die skaapkraal inbring. Daarom bid ons vanoggend vir die verkondiging van die woord, hier en ver. En ons bid, Here, dat die woord vrede sal bring. Ons bid vir 'n wêreld in nood, vasgevang in vrees en woede. Gee vrede, Here. Maak U hand oop oor U skepping en al U skepsels. Ons bid vanoggend vir diere wat siek is en boere wat bekommerd is. Ons oë is op U gerig, Here. U is ons hulp. Spreek, dat ons siel kan lewe. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Lukas 9. Vers 18. Op 'n keer toe Jesus alleen gebid het met slegs sy disippels by hom, het hulle gevra, wie sê die mense is ek? En hulle het geantwoord, Johannes die Doper, ander sê Elia, ander weer dat een van die profete van ouds opgestaan het. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Petrus het geantwoord, die Christus van God. Jesus het hulle opdrag gegee om dit vir niemand te vertel nie, want, het hy gesê,
Die Seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, leier, priesters en die skrifkenners verwerp en doodgemaak en op die 3de dag opgewek word. Toe het hy vir almal gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe terwille van my verloor, sal dit red. Want wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins bekom, maar homself verloor of skade aangedoen het? Wie hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en die heilige engele. Ek verseker julle, sommige van die wat hier staan sal beslis nie die dood smaak voordat hulle die koningsheerskappy van God gesien het nie. Ons gaan die 4de lydensweek in van 2026. En in gedagte in hierdie 6 weke, 7 Sondae, loop ons in die voetspore van Jesus rigting Jerusalem. Lukas vertel dit ook as 'n reisverhaal. Begin bo in die noorde rondom die see van Galilea en gaan dan suidwaarts deur die gebied van die Samaritane, vyandige gebied. Op 'n paar plekke beskryf Lukas hoe hulle aan tafel gesit het, Jesus en sondaars en tollenaars en fariseërs rigting Jerusalem. En in daardie opsig het die disippels dit maar beleef soos alle pelgrims. 1 keer 'n jaar pak jy in by die huis, padkos en gaan jy af na Jerusalem vir een van die groot feeste by die tempel. Jy vat dalk geld saam, vat jy dalk 'n lam saam om te gaan offer, om te gaan bid, om versoening te kry vir wat verkeerd geloop het die afgelope jaar, om saam met die gemeenskap van gelowiges te vier, God is goed, God is by ons, prys die Here. En al 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, vertel van hierdie reis van Galilea na Jerusalem. 3 van die 4, Matteus, Markus en Lukas, sê dat op 'n moment op pad na Jerusalem toe, het Jesus 3 keer 'n aankondiging gemaak. 'n Aankondiging wat onrus gebring het in die disippels se harte. Miskien is hierdie reis na Jerusalem, hierdie pelgrimstog, iets is anders. Uit Jesus se woorde, uit hierdie 3 aankondigings, kry die disippels die gevoel, hoewel hulle dit nie verstaan nie, iets onheilspellend wag in Jerusalem. Jesus, dit was ons openingswoorde vanoggend vir die diens. Jesus in Lukas 18 sê, kyk, en daarmee trek hulle aandag, kyk, ons gaan nou na Jerusalem. So in Lukas se vertelling van hierdie reisverhaal kom daar 'n wending op hierdie moment. Lukas 9 wat ons vanoggend gelees het. Lukas skryf dat daar oral rondom was daar vrae, wie is hierdie man? Hierdie Jesus met hierdie wonderlike woorde en wonderwerke, wie is hy? Selfs Herodes, Lukas 9 se begin, die koning vra, wie is hierdie man? En dan draai Jesus die vraag om en vra vir hulle, wie sê julle is ek? En jy hoor wat leef in hulle harte, miskien is dit Johannes die Doper wat weer lewendig geword het. Miskien is dit Elia uit die Ou Testament of een van die ander profete. En dan vra Jesus, nee, nie wat sê die ander mense nie, wat sê julle? Wie is ek? En Petrus die impulsiewe een, dadelik met die regte antwoord. Is Christus. Is die gesalfde van God, die gestuurde. En dan is Lukas die enigste een van die 3 evangelies wat hierdie aankondigings dra, wat sê Jesus het verder gegaan, en ons teksvers, Lukas 9 vers 23, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. En daar groei die onrus in die disippels harte. Wat bedoel Jesus hiermee?
As hy die gesalfde van God is, as hy Christus is ons mos veilig. Hoekom sal hy sê, wie my volg, wie agter my aanloop, wie my voetspore volg, rigting Jerusalem, moet sy of haar kruis opneem? Miskien moet ek net vir 'n oomblik sê, dit was nie die manier wat die Jode iemand doodgemaak het nie. Wanneer jy in sonde betrap is, dink aan daardie vrou in Oorspel, of wanneer jy die wet oortree het, of selfs wanneer jy gelaster het, was die Jodese manier, die Joodse raad jou skuldig bevind het en jy word ter dood veroordeel, want dis wat die wet van Moses bepaal. Jy het gelaster, jy het gesondig. Was die Jodese manier om jou met klippe dood te gooi. Jesus sê, die seun van die mens gaan na Jerusalem en word oorgelewer in die hande van mense. Dis wat jy sou kon verwag, is, hy gaan gestenig word. Hy oortree die Sabbatswette. Hy eet saam met onrein mense. En die ergste is nog op pad. Hy sê hy is die seun van God. So iemand verdien die dood deur steniging. Die Jode het nie mense gekruisig nie. So Jesus sê, die seun van die mens gaan Jerusalem toe, word oorgelewer en gaan gestenig word, doodgemaak word, as wetsoortreder. En dan gebruik Lukas vir die eerste keer in sy evangelie die woorde, Jesus wat sê, as jy my volg, moet jy jou kruis opneem. Die eerste keer in die Lukas evangelie wat die woord kruis val, is dit nie oor Jesus nie, maar oor hulle wat hom volg. Die Romeine het mense gekruisig, misdadigers, opstandelinge teen die ryk. En wat jy sou doen is, wanneer jy ter dood veroordeel is, sou die balk, die dwarsbalk van die kruis vir jou gegee word, en dan draai jy dit van daar waar jy verhoor is, na buite die stad waar jy gekruisig sou word. 'n Wrede dood, die wreedste. Jy het daar gehang, totdat jy van pyn sterf, 'n dag, 3 dae. Maar jy moes jou dwarsbalk dra van die kruis, dis vir jou gegee. Die vertikale, die paal self, dit het daar gestaan. En die daar gestaan, vasgepak. Vir hoeveel kruisigings? Maar jy kry jou dwarsbalk, wat jy moet dra. Dis wat Jesus sê vir sy disippels. Wie my wil volg, moet sy dwarsbalk van sy kruis optel en dit dra. En dan sit Lukas 'n woordjie daar uit Jesus se mond by. Matteus en Markus dit nie. Jesus sê 9 vers 23, as iemand my wil volg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis, die dwarsbalk optel en dit dra. Die woord wat Lukas daar opteken, Jesus gesê het, is die woordjie daagliks. Elke dag. En Jesus verklaarde dan, dat daardie daagliks beteken anders as wat ons dink, die kruis beteken jou dood. Iewers aan die einde van jou lewe, of gaan jy as 'n martelaar sterf? Maar Lukas teken dit op, Jesus het gesê, daagliks. Dit beteken tydens jou lewe. Dit beteken vanoggend. Dit beteken môre. Tel die dwarsbalk van jou kruis op, daagliks en volg my. En Jesus gee 3 betekenisse vir daardie kruis. Dit staan so vers vir vers daar, vers 24. Wie sy lewe liefhet, wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red. En hier is die eerste betekenis van daardie kruis. Het gaan oor jou lewensingesteldheid, jou lewenshouding. Jesus sê, die dwarsbalk wat jy optel, beteken 'n oorgawe. Kyk,
Die Jode destyds, sy hoorders en hierdie disippels, het geglo, die enigste manier wat ek God tevrede kan stel is dat ek die wet vervul. Al 10 woorde van Moses, wat ons vanoggend weer gehoor het, of die uitbreiding daarvan al 613, of die afweeg van kruisement en speserye, seker te maak dat ek 'n 10de gee. Dis hoe ek regverdig voor God kan staan. Dis hoe ek gered sal word. Ek moet die wet vervul. Jesus sê, as jy jou lewe so wil red, gaan jy dit verloor. Die dwarsbalk van die kruis wat ek moet opneem is om te sê, Here, ek kan nie. Ek gee my oor aan U. Ek doen afstand. Ek verloor my lewe. Goddank in die hande van die genadige God. Maar dit moet jy eers besef. Ek kan myself nie red nie. Ek moet hierdie dwarsbalk van die kruis optel, elke oggend vir myself sê, en elke aand sug, ek kan my nie red nie. Maar U red my. Jesus gee 'n tweede betekenis aan daardie kruis. Vers 25. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins bekom, maar homself verloor of skade aandoen? En hierdie gaan oor jou lewensdoel. Wat beskou jy as 'n suksesvolle lewe? Wat beskou jy as wins? Wanneer sou jy sê, ek het die hoogste sport bereik? Want Jesus sê, vir my is dit anders. Die lewensdoel is nie geld of goed nie. Dis nie aansien of eer nie. Dis ook nie eers godsdienstige eer nie. Wat help dit? Jy kry dit alles. Maar jou siel het skade gely. Die Griekse woord wat hier vertaal word met jou lewe verloor, is jou siel. Siege het skade gekry. So wat Jesus sê, die lewensdoel waaroor dit vir elke mens gaan, is uiteindelik om eg te leef soos wat ek in God se oë gesien word. Johannes Calvin het open sy institusie 1536 met die woorde om te sê, die hoogste doel van 'n mens se lewe is om kennis van God en kennis van jouself te kry. As jy die twee het, en die twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind, as jy God regtig leer ken, sal jy jouself ook ken. Dit sê Jesus is die hoogste doel. So hier is die tweede betekenis van die balk van die kruis wat ek moet opneem. Nie dit wat die wêreld vir my sê wins en sukses is nie, maar om eerstens en bo alles God te wil leer ken en myself soos wat God my ken. Daar's 'n derde betekenis, sê Jesus, van hierdie dwarsbalk van die kruis, vers 26, wie hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mense hom ook skaam wanneer hy in sy heerlikheid en die van die engele kom. Wie hom vir my woorde skaam, watter woorde? Net tevore in Lukas 7 teken Lukas die bergrede van Jesus aan. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Wat beteken wat nie self kan nie. Wat sê, Here, sonder U is ek niks. Geseënd is die vredemakers. Hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat barmhartigheid bewys. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid. Geseënd is die wat vervolg word. Geseënd is die wat gespot word, omdat hulle hierdie dwarsbalk van die kruis dra. Die woorde van Jesus staan dwars teen die grein van die samelewing van destyds en vandag 2000 jaar later in. Die woorde van Jesus beduie jou op 'n ander pad as die pad wat die wêreld voorstaan. En dit sê Jesus, moet jy jou nie voorskaam nie, want julle is die sout vir die aarde. Moenie laf word nie, smaak verloor nie.
Julle is die lig vir die wêreld. Moenie 'n maatemmer daaroor sit nie. Laat jou lig skyn. Dis die derde betekenis van daardie balk. Om daagliks Jesus se woorde op te tel en op my skouers te dra, omdat ek oortuig is, hierdie woorde is wysheid. Hierdie woorde is lewe. En daarmee ontdek jy dan dat toe Jesus daardie dag vir sy disippels sê, wie my wil volg, moet sy kruis opneem elke dag. Dat Jesus met hulle gepraat het oor lewe en nie sterwe nie. Jesus het nie gesê, daar lê 'n marteldood vir julle voor nie. Ja, dit sou kom. Maar Jesus het met hulle gepraat oor nou op die pad Jerusalem toe en anderkant Jerusalem. Elke dag moet jy hierdie 3 goed onthou as jy die kruis optel. My lewenshouding is die van oorgawe. Ek kan myself nie red nie. My lewensdoel is nie geld en goed nie, maar dat my siel mag leef, dat ek my mag sien soos wat God my sien, my Vader. En my lewenswysheid is nie die wysheid in woorde van die wêreld nie, maar is Jesus se woorde. Oorgawe, egte lewe en Jesus se woorde. En Jesus sê, as ek dit in die oggend op my skouers tel, hierdie kruis, en hom volg, dan sal ek waarlik lewe. Die uitnodiging in hierdie lydenstyd is dis nie net hou jou oë gerig op Jesus nie, maar is 'n uitnodiging om waarlik te leef. En ja, dit is 'n kruis. Dit is nie maklik nie. Daardie dwarsbalk druk en skaaf. Maar omdat dit die Here Jesus is wat gesê het, volg my, sal hy elke tree van daardie pad saam met my loop. Oorgawe, egte kennis van God en die woorde van Jesus is 'n kruis wat jou waarlik laat leef. Amen.